as jou identiteit in menslike applous lê, sal hulle kritiek jou vernietig. Ek wil vanmôre met u praat oor die tema van hero tot zero. Nou het jy al gesien, kyk die manne sal nou weet, as jy nou kyk vir 'n kar, maar jy kyk, hoe vinnig is hy van 0 tot 100. Nou ek wil nou vir jou sê, geen kar kan so vinnig van 0 tot 100, soos wat jy kan van hero tot zero nie. Jy bou jarelang 'n naam op, in 'n oomblik verloor jy hom, as die mense dom genoeg is om dit te glo. As die mense dom genoeg is om dit te glo, maak dit sin? Kom ons gaan aan. Ongelukkig is meeste mense dom genoeg om dit te glo. Amen. Nou die hoofgedeeltes, as paar gedeeltes, ek gaan vir julle 'n storieetjie vertel, want anders gaan dit te lank vat. Die eerste gedeelte waar ek gaan deel natuurlik, gaan oor waar Jesus die broodjies en visse vermeerder het. Die woord van die Here praat van 5000 man, as jy getalle gaan bereken, saam met 'n vrou en 2 kinders, wat ten minste op daai stadium was daar meer kinders per gesin, dan praat ons van nagenoeg 20000 mense wat met die eerste vermeerdering van broodjies deel gehad het. En met die tweede vermeerdering van broodjies het dit ooit gebeur, daar was 2. Die tweede een was daar nagenoeg 15000 mense. So ons praat van ongeveer plus minus naaste by 35000 mense wat getuie is dat hy wonderwerke doen, wat gesien het en geëet het van die broodjies en die visse, sê amen. O, dis groot, nee. Want nou is dit nie iets wat ek gehoor het nie, ek het self geproe, man. Come taste and see that God is good, dis nou letterlik. Ken jy hy liedjie? Hey, sweet honey in the rock, come taste and see that God is good. Hulle het kom taste and see. Praise the Lord. Nou, ons moet hierdie deel verstaan. So al hierdie mense het daar gesit en hulle het gevra, waar gaan hulle eet? En Jesus sê, het julle iets? Hulle sê nee, Jesus sê met 5 broodjies, 2 visse. Hy sê, bring dit vir my. Dis genoeg. As hy oorbly. Eintlik het ek net so halwe visie nodig en 'n stukkie brood, maar bring maar alles dat ons nou nie julle geloof nou al skade doen nie. Hy bid en hy tel 12 mandjies volop. Joe, dis die God wat ons aanbid. Dat daar meer is na die tyd as voor die tyd. So selfs die skeptiese ouens kan nie sê, maar hulle was nie honger nie, so kom maar so baie oorgebly het nie. Want het meer geword. Hey, is mos soos toe die volk deur die see trek, toe sê hulle, ja, mens bepaal is net enkel diepte, so ons prys a lot, so die hele Egiptiese mag het verdrink in enkel diepte water. Hey, nou is die wonderwerk groter. Hoe meer hulle het ontken, hoe meer gaan ons erken, God lewe, God is groot, hy is almagtig, amen. Woo, glory to God. Nou ons leef in 'n tyd waar mense jou vandag op hulle skouers dra en hulle maak vandag ikone vir hulle mense na wie hulle kan opkyk, rolmodelle en alles is pragtig en is mooi. Maar in die volgende oomblik, sommer die volgende dag, sal jy jou met klippe doodgooi en jou beskuldig van goed. Dan vergeet hulle al die mooi. Ek sê altyd in 'n huwelik is die man die wonderlikste ding wat die Here gemaak het na peanut butter. Dan, as jy vrou wil skei, hey, het jy daai prokureur se briewe gelees? Dan sê ek, maar dit wat jy vertel en wat ek nou hier lees, dit stem nou glad nie ooreen nie. Want ek wil mos nou skei, ek soek nou 'n rede om lelik te wees. Dan gaan haal ek 5 folio's uit. Maar gister was dit die beste ding wat die Here gemaak het. Het jy al gesien wanneer jy ou wil kwaad raak, haal jy goed uit. Jy weet nie waar jy aan dit kom nie, maar jy haal bladsye uit. Jy is die mooiste dingetjie wat liewe Jesus gegee het, jy voorsien family, jy doen alles, maar okay, kom ons gaan eerder aan. In elk geval, en volgende oomblik draai hulle teen jou. Nou as ons kyk na hierdie ding, wil ek vir jy sê, ek gaan so 5 punte aanhaal, ek dink is so 5, wat ek wil hê jy moet mooi onthou of neerskryf. Net tipe slogans. En die eerste een wat ek wil sê is dat ons samelewing oordeel dikwels vinniger as wat dit ondersoek. Kan ek dit weer sê? Ons samelewing oordeel dikwels vinniger as wat hulle ondersoek. Ons vat maar net iets wat negatief is as die waarheid. Ons gaan doen nie self ondersoek om te kyk of dit die waarheid is nie.
Nou Jesus was 'n Here en die mense se oë het geëet van dit wat hy gebreek het en gegee het. Hulle het wonderwerke gesien. Jesus was wonderlik. Duisende mense volg hom. Hulle sien die wonderwerke, hulle sien die mooi, hulle sien alles. Nou kom Jesus so 'n bietjie verder en hy begin nou vir hulle vertel dat as jy my volg, moet jy jouself verloon. As jy gaan kyk daar vers 66 van daai gedeelte, dit staan Johannes 6:66. Toe die disippels ook begin wegbeweeg. Sê hulle, nee, wag, hier woord is bietjie hard. Dit is nou nie meer so lekker. Ons like die brood, hoor. Roep ons as daar weer broodjies is. Soos party, ja. Okay. Vroeger jare was die ouens as daar broodjies by die kerk is die diens vol. Nou, so laat weet ons as daar broodjies is, maar moet net nie vir my harde preek gee nie. Nou kom die disippels en sê, laat weet ons maar as daar weer broodjies is, maar hierdie woord is hard. Die disippels het weggegaan. Die woord sê van toe af het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Interessant, hulle het nou brood geëet. Hulle het nou die wonderwerk beleef. Maar dit pas my nie hierdie deel van die evangelie nie. Kom ons skuif hier so 'n bietjie kant toe. Nou, ek wil hê jy moet hierdie deel ook hoor, hier's 'n tweede een. Mense hou van 'n Jesus wat brood gee, maar baie minder mense hou daarvan, van 'n Jesus wat selfverloning vra. Mense hou van 'n Jesus wat gee, maar hulle soek nie 'n Jesus wat vra nie. Eina? Amen. Nou sit ek en wonder, nou sit ek besig met die saak gister, nou bid ek daaroor. Ek sê, Here, nou as ek nou so vinnig sommetjies doen, en ek kyk so 'n bietjie hoe die setup was, en ek dink nou aan die hoeveelheid mense, en ek besef dat U het vir nagenoeg 35,000 mense daai wonderwerk gedoen, wat van al die ander wonderwerke, wat bitter baie was. Johannes beskryf, hy sê dit kan nie eers al saamgevat word in boeke wat hy als gedoen het nie. Waar was daai skare toe hulle Jesus gevange neem? Ek vra. Hier kom nou iemand aan en beskuldig my, hulle kom sluit my hier toe. Wat gaan hy maak? Ook sit en kyk. Gaan hy net die woord vat? Ja, ek het julle gesê. Ek het jou gesê hy moet hom so skyns heilig hou. Ek het jou gesê daai man het goed in sy lewe. Dis wat baie gaan doen. Eina, dis wie ons is. Ons is 'n klomp fariseërs. Nou vra ek jou, as hulle nou hier instap, hulle wil my toesluit, wie gaan by my staan? Ja, praise the Lord, 3 of 4 wat hulle hande opsteek, die res wil nie nou lieg nie. Nou ek sê nou vir u, het was nou nie 'n vraag van hand opsteek nie, asseblief, ek sê net, dink net vir 'n oomblik in die situasie, in die scenario in. Waar's daai 35,000 mense, toe hulle skreeu, kruisig hom? Waar's hulle? Ons sal maar stil bly. Ons is ordentlik. Hulle het hulle mond gehou, hulle het geswyg, nadat hulle geweet het wat's reg. Weet jy waar's daai mense op die einde van die dag? Gaan hulle eendag rekenskap voor God gee, want hulle het geëet van die brood en die visse. Hulle weet hy's die seun van God, maar toe hulle hom wil gevange neem, toe hulle tussen die klomp wat skreeu, kruisig hom. Hulle het dalk nie geskreeu kruisig hom nie, want hulle het daarom iets lekkers gekry daaruit. Hulle het daarom beleef, hoorie maar hierdie man het iets waar in hom, maar hulle het stil gebly. Jou stil bly is baie keer 'n stem vir die ander span. Ek gaan dit weer sê, jou stil bly is 'n stem vir die ander span. Jy wat saam is, wat stil bly, is net so goed soos hulle wat teen my is. Amen. Eina. Nou sien ek, hier kom hierdie klomp soldate, hulle kom half vir Jesus, nou staan die ander mense staan stil, ek neem aan dat die volgende dag gehoor, nou kom Jesus daar op die markplein, so dis nie in die geheim, wat hulle sê, ons was nie naby nie, dis groot, dis duidelik, is als, Petrus verloon hom, Judas verraai hom, alles is deur mekaar, en waar is die ander mense, hulle is nie eers te sien nie. Die Bybel sê, by die kruis was daar 'n handjievol mense wat saam Jesus was. 35,000, 50,000 mense wat hom geken het. Daar's 'n handjievol, 5. Sjoe. Van hero tot zero. As daai nie definisie is van hero tot zero nie, gaan jy nooit daai definisie ooit verstaan nie. En hier staan hy en op die kruis, toe hang hy alleen. Op die kruis, ongelukkig as gevolg van God se raadsbesluit en plan, op die kruis, moes selfs die Vader sy aangesig vir 'n oomblik wegdraai, sodat hy kon sterf vir jou en vir my.
Ek vra vandag vir jou, toe jy Jesus nodig het, is hy daar vir jou. Nou dat jy hom dalk nie so nodig het nie, want dinge gaan goed, is hy nog steeds daar vir jou? Is hy nog steeds eerste? Hier is 'n volgende punt wat jy kan neerskryf of onthou. Loyaliteit wat op emosie gebou is, hou nie wanneer die storms kom nie. Loyaliteit wat op emosie gebou is, hou nie wanneer storms kom nie. Want emosie fluktueer verskriklik, dit wissel baie. Dis hoekom ek is nie 'n groot prediker van bekering op begrafnisse of huwelike nie. Dis hoekom ek 'n troue vinnig moontlik doen, want ek weet, kyk, behalwe bruid en bruidegom wat een ding in gedagte het, die res kyk net vir wat se kos gaan ons nou kry. Die eerste ou dink aan die broodtafel, die ander klomp dink aan, hoorie, ek hoop die hoofgereg is lekker vanaand. Die jongetjies dink dalk aan waar hulle wil rondspring. Nou kyk jy so, elke het 'n ander motief. Jy's glad nie daar vir my preek nie. Kom ons voel nou niemand nie. Jy's nie daar vir my preek nie. Jy wil sien hoe lyk die bruid as sy inkom, dat jy kan judge, het sy nou goed gelyk of so rokkie. Jy wil iets sê oor haar en dan wil jy iets sê oor hom en dan ag, dis mooi en dan wens jy ons kan vandag. Nou ek het nou besluit, ek doen dit nogal so vinnig en vandag ons gou. So 7 minute dan is ons klaar, dan gaan ons koek eet. Amen. So partykeer hou ek dit langer afhangende as ek weet die mense is lus vir 'n boodskap en hulle gee regtig om wat die Here sê. Maar ongelukkig is mense emosioneel. So om nou daar tot 'n bekeringspreek te wil bring en te vertel daarna ek het 'n hele troue tot bekering gepreek, jy voel jouself. Soos met 'n begrafnis, hulle huil klaar spontaan, hulle huil nie oor 'n sonde nie. Kom ons gaan aan. Nou, hierdie geval van Jesus wat gaan van hero tot zero, laat my nogal dink aan ons predikante. En ek wil nie van my praat nie, ek dank die Here, ek pleit my onder die bloed, ek was nog nie in so 'n situasie nie. Maar daar's baie predikante wat vir die Here werk. Hy het vir jou die boodskap verkondig, hy het jou dalk gaan haal op 'n uitreik, het jou dalk gaan haal terwyl hy besig was met welsyn of wat ook al, of hy het 'n diens gehou. En hy het jou na Jesus toe gelei. Hy stap met jou op pad, hy hak by jou in. Hy het iemand vir wie lief is dalk begrawe. Hy het jou getrou. Hy het jou kindertjies ingeseën. Hy stap al die pad saam jou. Daar kom 'n gerig teen die pastoor of teen die predikant. Hy is skuldig. En almal draai teen hom, hy staan alleen. Hy gee sy lewe op vir sy lidmate, hoeveel hy ook al het. Ek praat van ouens wat ek ken wat duisende lidmate het. Hy gee sy lewe vir hulle. Hulle wat weet wie hy is, hulle wat weet wat hy verkondig elke Sondag, want as iemand nonsens verkondig hier nie na hom luister net en sê hy bietjie dom is. Dis die waarheid. Ek gaan nie luister nou wat nonsens praat nie. Nou gaan ek en ek begin 'n pad met hierdie ou stap. Môre kom sê hulle klag teen hom wat ek voor my heilige siel weet is nie waar nie. Maar kom ons bly stil, ons is Christen. En daai ou word verwoes deur die hand van die gereg wat uiters onregverdig is. Daai ou word verneder, daai ou se hele bediening, sy hele lewe stort in duie. Ons is okay daarmee. Maak die saak nie, hy is nou verby. Wie is die volgende nou? Wie dink julle gaan nou kom na ons toe? Ek wil gou vir jou een ding sê. Is daar iets is wat my hart seer maak, is hoe vinnig ons kan vergeet van die goed wat iemand gedoen het. Hoe vinnig ons kan vergeet van die mooi wat iemand gedoen het. Daar's baie mans, daar's baie vrouens, daar's selfs kinders, daar's baie mense wat hulle lewe lank gee hulle alles. Daai moedertjie gee haar alles vir haar kinders. Sy het gaan werk ekstra ure, sy het op in die aande wakker gebly en gebak om te verkoop om haar kinders deur skool te sit. Daai ma doen haar alles. Môre is die kind suksesvol, ek gee nie meer om oor ma nie. Ek beweeg aan. Ek vra vanaand, as ons dink, of vanmôre as ons dink aan hierdie saak, vra ek, dink u nie, ons moet bietjie introspeksie doen en sê, Here, help ons om te onthou waar ons vandaan kom, help ons om te waardeer hulle wat my lewe help bou het nie. Ons wil op 'n troue en 'n begrafnis wil ons huldeblyk gee en ons wil vir mense sê dankie. Dink jy dis die enigste plek waar dit hoort? Want by begrafnis hoor hy jou nie, hoor. By begrafnis hoor daai persoon jou nie. Jy sê dit om jou gewete te sis, so het gaan eintlik al weer oor jou. Eina. Op 'n troue is dit daarom so bietjie, daar hoor jy so bietjie mooi en dan dink jy, dankie, Here. Ek het nooit geweet ek so oulik nie, ek ook 'n man ontmoet. Nou,
Maar op die einde van die dag wil ek vir julle sê, so vinnig kan ons iemand van hierdie rolmodel vat na niks toe nie. Weet jy wat vir my hartseer? Kom ek sê vir jou hartseer saak. Weet jy hoeveel ou mense was die heroes van die verlede, maar hulle is vandag vir ons hero. Gaan sit by 'n ouete huis. Ek gaan bedien graag daar en gemaak 'n draaitjie daar, bid vir hulle, doen wat ook al wat ek kan, wat die Here op my hart lê. Dan sien jy hoeveel heroes het zero's geword. Pa, as jy by jou kan uitkom, asseblief, sit hom net daar, hoor ek kyk julle na hom, ek sal betaal nog as ek moet, maar hou hom net daar. Hoeveel keer in ons samelewing vat ons die vorige geslag se heroes en ons maak hulle zero want hulle is in ons pad. Dis nie meer vir ons lekker nie. Dis dalk doen 'n goeie voorspraak vir ons wat nog op 'n goeie ouderdom is, hoor. So julle moet my nou ondersteun, laat ons kinders hoor, hulle moet ons nie eendag in die ouete huis sit nie. Ek het myne lankal gesê, my vrou sê vir hulle, hoorie, as julle sien ek raak moeilik sit met 'n ouete huis. Ek sê dis vir haar, dis nie vir my nie. Sy praat van ek bly by julle almal. Ek wil lekker eet en ek gaan alles doen wat ek kan. Daar's 'n manier, jy sit my nie in 'n ouete huis nie. Ek gaan vraggies, ek sal nie ouete huis toe gaan nie. Die Here moet my lewendig kom haal, maar ek gaan nie ouete huis toe nie. Ek sê julle nou in elk geval, nou sê ek, en oom Piet het iets altyd so mooi gesê. As ek met hom praat, dan sê oom Piet altyd vir my dat pastoor, elke ou mensie wat heen gaan, is 'n biblioteek wat afbrand. Weet jy hoeveel kennis, weet jy hoeveel liefde, weet jy hoeveel insig, weet jy hoeveel wysheid verloor ons deur elke ou mens wat gaan? Hulle wat ons as zero ag, is hulle wat jou 'n hero kan maak. Hulle wat ons dalk minag, is hulle wat jou kan optel. En ek dink, ag Here, help ons om ons ou mense te waardeer. My woord van Here sê in Jakobus, hy sê, reine en onbesmette godsdienst vir God en Vader is dit, om wese en weduwees in hul verdrukking te besoek en julself vlekloos te bewaar van die wêreld. Nou praat hy van heilige en onbesmette godsdienst, heiligmaking voor God, is om wese en weduwees in hul drukking te besoek. Is om by hulle wat die wêreld minag, want julle tyd is verby, om by hulle bietjie stil te staan. Om vir hulle te sê, ons is nog lief vir julle. En ek moet vir julle sê, ek is dankbaar, ek dank die Here, van al ons groepe wat ons het, van al ons aksies wat ons loods, en van al ons spontane sosiale groepe in die gemeente, is die sterkste ons legends. Amen. Ek dank die Here daarvoor. Weet jy hoekom? Want ons wil hulle eer. En weet jy hoe is ek daar? Hulle eet lekker. Hulle eet lekker. En weet jy wat? Hulle gesels so lekker. Want hulle kan oor alles gesels. En kan ek jou nog 'n ding sê? Weet jy hoe voel dit om by 'n eetplek aan te kom? En daar's ten minste 70 mense. En daar's nie een op 'n foon nie. Hey, jy verstaan nie. Jy kry dit nie meer nie. Behalwe nou en dan, ons wil net 'n foto vat, dan sit ook nou, hoe werk die kamera, en dan help die 3 ou tannies mekaar met 'n kiekie, en dan sê nou op sosiale media. Nou, dit is spesiaal. Ek wil vandag vir jou sê, kom ons begin weer die zero's optel na heroes toe. Kom ons begin weer eer gee vir hulle wat vir ons die pad gestap het, hulle wat die weg gebaan het, hulle wat met moeite en stryd deur al gegaan het. Ek wil vir julle sê, dis vandag maklik. Ek sê by geleentheid vir my raad, hulle moet nou nie duiwel vat nie, asseblief. Julle is nou sterk mense, julle kan dit vat. Ek sê vir hulle, dis nou maklik, julle wil vandag nou besluit oor die geld en alles wat moet gebeur en vir my voorsê. Maar waar was julle toe daar niks was nie? Is maklik as almal deel van die erfporsie wil hê, maar waar was jy toe ek werk vir hom? Praat ek nonsens? Ek sê nou vir jou, almal wil nie vloerwerk doen nie. Almal wil deel van die shine hê. Almal wil nie vloerwerk doen nie. Maar ek dank die Here, ek sit met 'n paar sterk manne wat eintlik al die pad saam my stap. Ek moet eendag wil ek bietjie eer aan hulle bring. En dis mense wat saam my stap van die begin van woord en waai tot nou toe. Hulle was nog buite ons stoele moes in die uitpak. Elke Sondag in die uit, klank uitpak, hele verhoog pak, ons het niks gehad nie. Ek het daarom goedkeuring gekry om so 'n houtboksie te hê. Daar binne moes ek die dromme bære met alles en toesluit op 'n verhoog. Moes ek al die stoeltjies oppak en weer bære, Hartenbos biblioteeksaal. Sondagoggend terwyl die res nog snork, is pappa daar en mamma en my kinders.
en een of twee wat bereid was. Dan kom hulle, en dan gaan ons, en pak ons daai goedjies uit. As almal daar kom, lekker hoe ons kerk. Jy verstaan, ek is nie so nat van senuwagtigheid nie. Ons het vir 1 uur en 'n half lang opgeslaan, sodat jy kan kom sit. En dan hou jy nog steeds oor iets. Ek dink is tyd dat ons vir mekaar eer gee, mekaar net bietjie sê, hey man, well done, ek wil jou ondersteun, in plaas van om te moan. Weet jy hoeveel baase van besighede, entrepreneurs sit hier vandag, wat al die spanning dra van sy besigheid, wat al die spanning dra van sy mense, hy slaap nie, dat sy mense kan salaris kry, maar die mense moan orals. Ouens wat vir hulself werk, waai so 'n bietjie, is dit die waarheid? Sien nie, boeke klop nie. Jy gaan nie vir jou werkers sê, julle word nie betaal nie, jy kry nie pay nie, sodat hulle kan pay kry. Dis wat gebeur. Dink jy hulle gaan vir jou sê, almal geldjies saam insamel maandag, en vir jou sê, baie dankie, ons wil net 'n bydrae maak. Stellig nie. So, wat ek wil sê, God sien jou raak. Die woord van die Here sê, as jy in die minste getrou is, sal God dit raak sien, hy sê jou optel. Nou, ek wil graag vir u sê, mense verander, maar God verander nooit. Mense verander, somme dag vir dag, maar God verander nie. Dawid was 'n held toe hy Goliat neergeslaan het. Toe sing hulle, Saul het sy 1000 verslaan, Dawid sy 10.000. Amen. Wat moes daarna gebeur? Moes hy vlug vir sy lewe, toe wil Saul hom doodmaak. Josef, hy was hierdie prime blou oog seun van sy pa. Hy was sy pa se oogappel. Wat gebeur met hom? Hy word verkoop vir 'n slaaf. Kom ons vat vir Job. Job, die woord sê hy was 'n edele mens. Hy was 'n verskriklike, welaanstaande persoon in aansien. Hoog in aansien. Hy verloor alles, hy sit op die ashoop. Sy vriende sê, nee, dalk is dit maar jy wat die fout gemaak het, dis hoekom die Here jou so 'n bietjie beet kry. Hoeveel keer kry u en ek seer, en dan wil mense nog vinger na ons toe wys? Hoeveel keer sê ons, wanneer jy lê, dan loop mense oor jou? Ek wil die vra vandag, gaan ons nie begin bietjie vir mekaar bid, as ons sien 'n ou trek swaar nie? Gaan ons nie bietjie vir mekaar intree nie? Ek het hierdie boodskap, gee die Here vir my, al vroeg in die week begin hy met my praat hieroor, en ek beplan om dit te bring. Ek het al met my vrou al die laaste naweek begin praat hieroor. En in die week toe gaan ek self deur 'n donker diepte. Een wat ek vir geen iemand gun nie. 'n donker diepte van totale valse beskuldigings. Totale verwerping. Totale afbreek van wie ek is, die mens wat ek is, as ook die gesag van God. Maar ek hou my oë op Jesus. Want weet jy wat's lekker? Wanneer jy iemand het vir wie jy kan sê, bid vir my. Weet jy wat's lekker? Wanneer almal teen jou draai en jou vrou sê, ek sal by jou bly, ek weet wat se waarheid. Weet jy wat's lekker? Wanneer jy voel, hoor jy is mens en Gods verlate, en jy kom agter my, hier kom die mense, van kante wat jy het nie verwag nie, en hulle sit hulle hande om jou, en hulle tel jou op en sê, ons is saam met jou. Dit is wanneer jy besef wie is saam met jou. Dis wanneer jy weet jy gaan oorwin, want as jy 'n paar mense is wat saam staan, gaan God oorwinning gee. Sê amen. Die Here gaan oorwinning gee. As ons saam bid vir mekaar, jy gaan deur 'n doodsbenoudheid. Kom ek sê vir jou, as jy weet daar's bidders, het jy oorwinning. Ek sê vanmôre vir hulle, ons ry op pad kerk toe en hy een nuwe garage staan naby ons, naby Monte Cristo, staan die kar wassery amper uit by die hek. Daar's meer karre daar as waar by meeste kerke gaan wees volgend. Ek sê daai ouens se Sondag is nou hulle afrusdag. Baie van hulle het dalk nou nie 'n ander rusdag nie, en ons kan nou sê, ag shame, die ou werk om mors dood. Maar ek wil vir jou sê, kry jou prioriteite reg. Want jou geld is môre weg. Waar's God? Ek het al my geld verloor. Ek het al my vrou amper verloor. Ek het alles verloor. Maar ek het God gehad en toe wen ek dit wels. Maar as jy nie God het nie, wat gaan jy terugwen? As jy God verloor, het jy alles verloor. As jy God het, het jy alles. Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins, want hy wat in my is groter as hulle in die wêreld.
Ons kan baie dinge wil ons, ja, die Here sal verstaan. Ek's baie moeg, ek moet nou 'n bietjie rus. Ja, jy moet rus. Gaan rus op 'n werksdag. Moenie God se tyd vat om te rus nie. God kom eerste. Kom ek sê gou vir jou. Ons is in verhouding met God. As ek nou vir my vrou sê, nou is ek besig heeldag met als. Vanaand wil ek by haar, nou kom ek en sy gaan nou 'n bietjie tyd saam hê. Ek sê vir haar, hoorie, maar wag, ek moet net 'n bietjie rus. Ek sien jou nie weer, ek gaan net 'n bietjie uit. Is dit hoe ons dit gaan doen? Hoe gaan daai huwelik werk? Wees my eerste liefde. My eerste liefde kry eerste prioriteit. Amen. My eerste liefde kry eerste prioriteit. Amen. Ek vra u, werk aan dit. Help my. Ek sit baie daarin, ons ook moeg. Hey, jy sal nie glo nie. Ons by die pastorie raak ook moeg. Elsbie sê vanmôre vir my. Sy sê, ag, kom ons skiep kerk vanmôre. Kom ons lê net bietjie, ons is so moeg, want ons kom deur 'n hengse moeilike week. Maar nou weet ek sy terg, want dit is logies, verbeel jou ek skiep kerk. Ek sê vir haar, as ek nie nou opgestaan het nie, het ek dalk kerk gemis. En ek dink die pastoor Kobus sou dik van lag gewees het nie. Maar tussen hom en pastoor Loot sal hulle 'n plan gemaak het. Ek weet hulle sou. Maar weet jy wat? Ons raak ook moeg. Maar nou sê jy, weet jy hoe opgewonde is ek nou? Weet jy hoe lekker voel ek nou? It's a joy unspeakable and full of glory, want ek weet God is met ons. Ek wil vandag vir jou sê, so het hulle my Jesus gevat, van hero na zero. Jesus is die seun van God. Die woord sê, hy het geen roof ag om hom gelyk te stel aan God nie. Word verneder in die vorm van 'n mens, wat 'n maait, 'n stiefpaait, as jy dit so kan stel op aarde, stiefboeties en goedjies later, word groot, sy eie familie verwerp hom. Maar daar gebeur iets, want Jesus het 'n voorbeeld gestel, dat na die kruis, toe kom Jakobus na vore. Hey, dit maak my opgewonde. Na die kruis, toe Jesus gesterf het, toe staan Jakobus, Jesus se halfbroer op. En hy lei die apostelvergadering, Handelinge kan jy dit lees in 15 en hierso by 27 weer. En hy gee die riglyne vir die kerk aan, bo Paulus en Petrus. En hy begin vir hulle sê, dis wat ons nou gaan doen, en dis wat ons gaan doen. Hy bring vrede tussen die wettiese en die heidense geloof. Want Jesus het die saadjie geplant. Hy het die pad gestap. Ongelukkig moes hy met sy bloed betaal, maar toe staan sy familie op. Ek wil hê jy moet vandag verstaan, dit wat jy doen, ma, pa, al voel jy minag, al voel jy vermoere, niemand sien jou raak nie. Hierdie droë keel, my mond, lippe sit al aan mekaar amper vas. Al voel jy niemand sien jou raak nie, wil ek gou jy moet een ding vandag verstaan. Niks wat jy doen is verniet nie. Every prayer counts. Elke gebed word by God opgevang in daai kom voor die troonsaal van God. En God sal op die regte tyd jou seën. Moenie ophou bid nie. Moenie ophou probeer nie, al voel jy geminag. Al voel jy is weggeskuif, moenie ophou nie. God is in beheer. Amen. Ek wil vandag vir u sê, en ek wil sluit met dit. Dit is 'n baie groot ding wat ek nou gaan sê. Dis een van die goed wat jy kan neerskryf of onthou. As jou identiteit in menslike applous lê, sal hulle kritiek jou vernietig. As jou identiteit wie jy is, lê in menslike aanvaarding en hulle applous, dan gaan hulle woorde van kritiek jou vernietig. Wat sê ek vir jy? Werk vir God met alles wat jy het, hê hom lief. Mense stel te leer, die Here stel nie te leer nie. Ek moenie vandag, amen, ek moenie vandag daar wees om mense tevrede te hou nie. Ek moet daar wees om God tevrede te hou. Dit stem ooreen met die gesegde wat ek het, wat ek sê, ek is nie geroep om gewild te wees nie, maar ek is geroep om gehoorsaam te wees. En ja, ek sê partykeer vir my vrou, pla my man, al hierdie kampies en die mooi goedjies wat hulle hou en die lekker dinge, dan sien ek hulle vra allerhande predikers. As die ouens my naam noem, as baie wat my volg, as hulle my naam noem, sê ouens, hier, daai is te kwaai.
nie man. Kyk, jy gaan nie sonde 'n baadjie aantrek om iets anders noem, Jakob nie noem nie. Sonde is sonde. Maar jette man, ons is lief vir die Here. Woe! Weet jy wat? Ek gaan aan, ons gaan die Here dien. Ek het nie nodig dat die wêreld moet by my inkoop. Ek het nie nodig om gesig te koop by die wêreld nie. Ek wil in God se boeke sê, mooi so, getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor vele stel ek jou aan. Dis al wat vir my saak maak. Die woord sê, hulle gaan mense soek om in hy gehoor te streel. En mense verlaat so vinnig baie keer die regte ding vir dit wat reg lyk. En dan kry hulle seer en hulle val en hulle sit langs die pad. Dan sit hulle eie trots in die pad tussen hulle om weer tot bekering te kom. Dink aan die eie lewe. Weet jy hoeveel mense ken ek wat deel was van ons gemeente op 'n stadium? Toe kry hulle een of ander trots en hulle beweeg weg. Ek kry hulle, ek loop rond. Hulle sit langs die pad, hulle gaan nie kerk toe mee nie. Maar is te skaam om terug te kom en toe hulle hier weggestoei het, hulle lelike woorde te sê gehad. Sê ek vergeet daarvan. Hoe dink jy daai verlore seun gevoel? Hy het net so sleg gevoel, maar hy het teruggegaan. Kom ek sê vir jou, kom ons dien die Here man. Kom ons bly by die Here, kom ons dien die Here en dit sal goed gaan. Amen. Kom ons bly by die Here en die Here bly by ons, dan gaan dit goed. Jesus het nooit sy identiteit in 'n mens gevind nie. Sy identiteit was omdat hy geweet het wat die Vader van hom verlang. Jou identiteit is vas in die Here en al wil mense van die Here zero maak, as God jou geroep het, is jy geroep. God het jou gesalf, het jou gekies, jy is syne. Ons moet anders wees as die skare. Die Bybel leer dat ons nie met elke saak net moet saamgaan as hulle sê dit het so gebeur nie. Mense hoor goed, dan val hulle net vir dit. Ja, mense, ek weet nie hoe kan 'n mens so stupid wees nie. Ek kan daai deel nie verstaan nie. Bid maar vir my vir geduld. Jy's mos nie dom nie, man. Jy kan nie als glo wat jy lees nie. Ek sien 'n media opskrif skielik Trump alweer geskiet, lê op 'n bed en goed. Nou kyk ek, eerste wat jy doen, jy gaan kyk gou 'n paar ander betroubare bronne. Dis nie so nie. Jy kan nie alles net glo wat hulle vir jou sê op AI en op die sosiale media's nie. Gaan doen selfondersoek. Jy kan nie net mense se nonsens glo nie. Jy moet gaan ondersoek instel en sê, Here, wys vir my wat is reg. Want die Bybel sê mooi, hy sê die Bybel leer dat elke saak deur getuienis en waarheid bevestig moet word. As daar nie getuienis en waarheid is nie. Hy sê, daarom as jy iets in jou broer het, gaan sien hom, daarna roep jy iemand en dan op grond van 'n tweede en derde getuie, dan hanteer hy die saak voor 'n raad of die gemeente. Elke ou wat vir jou daar buite vertel dat Jacques Potgieter is 'n die en daai. Kom ek sê vir jou, dit sal vir my hartseer wees, behalwe dat ek dink jy is dom, maar sal dit vir my hartseer wees as jy sulke nonsens glo. Want as ek daar buite is en hulle vertel vir my, hey, Cassie is daar maar 'n snaakse perd hoor. Hy is 'n snaakse mannetjie. Weet jy wat doen ek? Ek gaan stel eers selfondersoek in. Ek beskerm hom eers. En ek verdedig hom want hy's my broer. Hy's my boeta. Ek praat nie saam met hulle nonsens nie. En ek bly nie stil as hulle nonsens praat nie, want albei is ewe sleg. Staan op vir mekaar. Bid vir mekaar. Eendrag maak mag, tweedrag breek krag. Ek vra hy vandag en ek sluit daarmee. Jesus was hero. In 'n oomblik jy skaar hom vergeet toe sy hero. Waar kom jy en ek in? Kom ek sê vir jou. Daar's 'n gesegde vroeë jare gewees wat sê, if you want loyalty, go buy a dog. As jy loyaliteit soek, gaan koop vir jou hondjie. Hy bly loyaal tot die einde toe. Al is dit ook net vir sy kos, maar hy bly loyaal. Nou ons het so 'n klein Yorkshire terriertjie, so jokkie. Dan kom hy en sit op die bed. Hy's eintlik, Ben het altyd gesê hy's 'n Russiese waghond. Hy rus en wag tot hy kos kry. Nou, dan sit hy daar op die bed en dan volgende oomblik en kom hy dan skryp hy so stadig, loop hy nader en ons is mos nou besig, ons dink nie aan hom heeltyd nie. Dan vat hy sy voet en druk hy hom so uit. Raak hy so aan jou en dan weet jy hy sê nou eintlik iets. Dan maak ek of ek nie hoor nie. Hou hy aan. Hey, dan sê ek, hoorie, hy soek iets, ek gaan help hom. Dan stuur ek my vrou. Nou, ek wil vandag vir jou sê, as ongelukkig is daar nie baie loyaliteit in ons wêreld nie. Maar kerk van God,
as ons as die liggaam van Christus nie kan saam staan nie, wat gaan van die liggaam word? Die Bybel sê as 'n liggaam teen homself verdeel is, bly nie staan nie. So wat vra ek hier vanmôre? Ek wil vanmôre iets baie groot vra. Ek wil vanmôre beroep op u doen, dat ons as gemeente almal sal saam staan meer as ooit van tevore. Saam sal bid, saam sal staan, vir mekaar sal bid, en as jy hoor hy praat sleg van iemand in die gemeente, sê kom ons bid vir die ou man. Kom ons beskin hom, kom ons bid sommer gou nou saam. Sê bid jy sommer, jy weet nou wat's al die foute waarvoor ons kan bid. Hier, daai hy's bekeerd, net daar. Hy sal dit nooit weer doen nie. Hè? Verbeel jy nou Zolga? Jy vertel nou vir my, hier weet ek alles wat Dion doen, Dion is so en ek sê vir jou, hoorie, kom ons bid saam, maar bid jy sommer vir hom, jy het nou alles genoem. Hy ou skaam hom net daar tot bekering. Kom ons bid vir mekaar, regtig mense, kom ons ondersteun mekaar. Maar vandag wil ek vir jou sê, jy wat voel, jy's niks werd nie. Jy wat voel, almal het teen jou gedraai. Hoor vanmôre die woord van die Here. As God vir jou is, maak dit nie saak wie teen jou nie. As God saam met jou is, maak dit nie saak wat hulle sê nie. Ek sê hulle het vir my allerhande goed begin toesnou met die kerk wat ons het in die bediening. Kom ek sê vir jou, solank die salwing hier is ek hier. Solank as die salwing hier is, gaan ons vorentoe. Dag vir dag voeg die Here mense by, as ons in hom bly en hy in ons. Mag die Here u seën. Kan ek vra die bestuursraad wat saam met my tafel kom bedien, vorentoe kom? Amen. Amen. Ons is vanmôre deel van die liggaam, is dit nie mooi nie, so bevestiging. Hy sê, so, as julle deel het van die tafel, het jy 'n deel aan my liggaam, so die liggaam is saam, en ons is die liggaam van Christus. So as ons in eenheid met Christus is, en Christus met ons, en Christus is in elkeen van ons, dan is ons in 'n eenheid. Hy sê, maar hy wat sy liggaam deel maak, en skus is kras gestel, maar die Bybel sê dit, as hy wat sy liggaam deel maak van 'n hoer, raak met haar een. So as jy met die wêreld hoereer, raak jy een met die wêreld. Maar as jy vanmôre met Christus gemeenskap het, is jy een met Christus. Ek kan nie wag vir volgende Sondag nie, die Here het nou met my gepraat, daar is iets moois voor. Maar kom ek sê nou vir jy, dis die liggaam. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, het hy brood gebreek, geneem, en hy het gesê, dis my liggaam. Neem dit, doen dit so dikwels as wat julle doen, tot my gedagtenis. Hy sê so dikwels as julle hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, doen julle dit, tot my gedagtenis. Vier julle my liggaam. En wanneer ons die liggaam van Christus vanmôre vier, wil ek hê jy moet weet, die woord van die Here sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en vanmôre om te erken dat Jesus is die Seun van God, en wanneer jy vanmôre Christus in jou kry, deur hierdie manifestasie, maar ook deur dat jy hom aangeneem het, dan sal jou liggaam ook moet besef, hy is onderdanig aan God se wil. Nadat hy die brood gebreek het, het hy vir hulle die beker gegee en gesê, dis my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, my bloed gestort vir baie. Hy sê daarom dan as jy by mekaar kom, moet julle self oordeel en bepaal hoe julle die liggaam gebruik. Hy sê want as julle geoordeel het, sou julle nie veroordeel word nie. Hy sê want daarom is daar baie wat siek is, baie wat swak is, baie wat ontslaap het omdat hulle die liggaam nie onderskei het nie. Dit beteken as baie mense wat swaar kry omdat hulle die liggaam van Christus nie die erkenning en eer gee vir wie hy is nie. Want as jy vanmôre weet wie hy is wat in jou is, sal hy wat buite jou is en jou aanval nie soveel mag hê nie. As jy vanmôre weet wie Christus is wat vir jou is, dan sal jy nie terugduins vir elke vyand wat jou aanval nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n geseënde, jy's 'n gesalfde. You are called to be holy. Jy is geroep en jy's gesalf vir wat jy moet doen. Weet dit vanmôre. So gaan ons vanmôre vir u gee en wanneer dit by u verbykom, sê vanmôre dankie Vader, dankie Here vir u liggaam, vir u bloed. Neem dit vanmôre tot sy gedagtenis. Want vanmôre sê ek vir die volk van die Here, glory to God, ek ervaar die salwing van die Heilige Gees. God gaan in die laaste dae sy kerk bekragtig soos nooit van tevore nie. Julle het gehoor van herlewings wat uitgebars het in die vroeë jare, in die vroeë
jare van die eeu, van die 19e eeu, laat 18e eeu. Maar God sê, hoor vanmôre die woord van die Here, hier sal herlewing uitbars, soos nog nooit van tevore nie, wat in die 20ste eeu sal wees. En die Here sê, julle sal weet dat ek is God wat julle raak sien. Die aanval gaan kom. Baie dink, dinge gaan nou goed. Christendom is veilig. Baie dink, dinge gaan goed. Maar luister mooi vanmôre. Die Here sê, jy wat staan, sorg dat jy vas staan. Jy wat glo, sorg dat jou geloof vas is in my. Moenie vanmôre rondgeslinger word deur valse leringe nie. Moenie vanmôre rondgeslinger word deur valsheid wat mense vir jou verkondig nie, jy weet wat is die waarheid. Laat die Gees van God jou lei, laat die Gees van God jou onderrig, laat die Gees van God jou waarheid bepaal vir jou, laat die woord van die Here jou maatstaf wees, laat die woord van die Here vir jou bepaal, gaan links of gaan regs. Moenie vanmôre laat mense dit vir jou besluit nie. Moenie laat emosies jou rondgooi nie. Maar weet vanmôre, God is met jou. Ek seën vanmôre hierdie volk. Vader, ek wil vanmôre, terwyl hulle die liggaam bedien, wil ek elkeen seën wat vanmôre hierdie woord hoor. Elkeen wat vanmôre deel het aan hierdie liggaam. Elkeen wat vanmôre dit aanneem, Here, as lid en deel van U. Here, wil ek vanmôre kom en ek wil vra dat die seën van die Here hulle sal omvou, ons sal wegsteek. Here, ek sien myself soos daai papie wat in 'n Here in daai kokon is, heeltemal om toegemaak, Here, in die veiligheid van die hand. So vra ek vanmôre, Here, gee U engele gaan ons bevel om ons te bewaar in hierdie tyd van die wêreld, ons te bewaar teen al die elemente en alles wat teenstand bring, dat ons sal weet, ons is geseëndes van die Here en God is met ons. Here, dis moeilik. Ons gaan deur moeilike tye, ekonomies is dit baie moeilike tye. Die brandstof is baie op, pryse van kos, pryse van alles is op. Here, maar vanmôre weet ons, U is ons bron. Vanmôre weet ons, U rek ons rand en ons sent. Vanmôre weet ons, U maak dat daai bandjies op die kar langer hou. U maak dat my koskaste langer vol bly. U maak daardie meel en olie meer. My God bly in beheer. En ek bid vanmôre, Here, sien elkeen in hierdie gemeente en elkeen wat nou luister, elkeen wat wanneer ook al die woord luister, Here, sien hulle nou raak. Voorsien in hulle behoeftes, Here. Voorsien in hulle behoeftes, of dit vanmôre is 'n paar rand, is dit vanmôre dalk kos, is dit vanmôre liggaamlik, is dit vanmôre 'n watse probleem, is dalk 'n geestelike probleem. Here, staan vanmôre stil by die volk. Staan stil by die volk en word verheerlik. Here, ons wil U dien. Vir ons wil ons hom wat die wêreld zero gemaak het, wil ons weer hero maak. Ons wil vanmôre U oplig en ons sal U erken en bely totdat U kom. Ons sal U erken en bely vir die res van ons lewens, want vir ons is daar geen ander pad as om die Here te dien nie. Julle kan kies wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek en my huis, ons sal hom dien, want God is en God bly getrou. Al is die mens ontrou, sê die woord, God bly getrou. En Here, daarom is ons vanmôre opgewonde. Seën die volk, seën elkeen en help ons vanmôre om nie vinnige oordeel te vel oor iemand nie, om nie vinnig iemand te veroordeel en net nonsens te glo nie, maar help ons vanmôre om eerder vir mekaar te bid, om mekaar te ondersteun, mekaar op te tel, mekaar lief te hê, soos wat Christus dit vir ons voorgestel het, dat die een die ander een vooruit gaan met eerbetoning. Dankie Vader, seën ons nou verder. Hou ons onder die kosbare bloed. Vader, by ons ook hierna gaan verdaag, wil ek bid vir reisende genade, ek wil bid vir guns, ek wil bid vir die bloed van Jesus met ons. Here, bewaar ons teen ongelukkige gevare, bewaar ons deur siektes, bewaar ons, Here, bewaar ons gees. Here, daar is soveel goed wat afleiding wil wees, maar bewaar ons gees, sodat ons gefokus sal bly op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Baie dankie dat U met elkeen is, dankie dat U ons salf, dankie dat U ons seën, word nou verheerlik Vader, in die hande gee ons alles oor, in Jesus Christus naam, amen.